Baie welkom by ons Liggie Hoop vanoggend. Vanoggend wil ek hê ons moet 'n gedeelte uit 1 Petrus 5 uitdeel. Nou 1 Petrus 5 van vers 8 af staan daar: Wees nigter, wees wakker. Julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom te, en moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle gelowiges dieselfde soort lyding verduur. Ons lees net daai 2 verse vanoggend. Die een ding wat ons as gelowiges baie keer vergeet, is dat ons 'n persoonlike vyand het. Die duiwel is daar om, hierdie gedeelte sê, hy loop rond soos 'n brullende leeu om te verwoes, om te vernietig. Hy veroorsaak probleme in gelowiges se lewe. Hy's uit daaruit om verhoudinge te vernietig. Dit is sy doel, dit is sy plan. En hoekom doen hy dit? Hy doen dit omdat hy ons verhouding met God wil seermaak. Omdat hy daarop uitgaan om dit te verwoes. Nou die duiwel gee nie om wat hy doen om ons seer te maak, om dit reg te kry nie. Hy gee nie om op wat se manier hy dit gebruik nie. En die interessante is, hy kom nie na ons toe in so 'n maat dat ons dadelik sê, maar weet jy wat, daai is nie reg nie, daai is die duiwel, dit is hy wat daar optree nie. Nee, hy kom op doodgewone maniere. Hy gebruik baie keer woede, waar ons kwaad is vir iemand, waar ons daarmee optree. Hy gebruik baie keer bekommernisse, wat ek aanhou bekommerd wees oor dit wat gebeur. Hy gebruik verwyte, vrees, skaamte, bitterheid. Enige iets om ons verhouding met God seer te maak, om dit te vernietig. En die probleem wat ons baie keer het, is dat as ons probeer die duiwel beveg met alles in ons, maar eintlik is dit dom, want ons hoef dit nie alleen te doen nie. Ek en jy hoef nie alleen op te staan en teen die duiwel te beklei nie, want ons het mense om ons. Ons het mense wat saam met ons kan beklei, mense wat saam met ons kan intree, mense wat saam met ons kan opstaan en kan sê, maar weet jy wat, wees versigtig vir dit wat daar gebeur. Wees versigtig vir dit wat nodig is. Wees versigtig vir dit wat hy besig is om aan jou verhoudinge te doen, waar hy besig is om jou seer te maak. Daarom het ons mekaar nodig, daarom is 'n geloofsfamilie nodig. Want dan is ons sterker, dan is ons versigtiger vir dit wat kom. Ons het in ons gemeenskappe, het ons veiligheidsgroepe, groepe waar ons mekaar kan waarsku, pas op, daar kom vuur, waar ons mekaar kan waarsku, pas op, hier loop iemand rond wat gevaarlik is. Ons aanvaar dit in ons gemeenskappe, en tog as dit by ons geloof kom, wil ons so graag alleen hierdie ding beveg. En net so het ons in ons geloof, is ons sterker as ons saam staan. En daarom wil ek jou uitnooi, as jy nog nie deel is van 'n groep mense wat saam met jou kan veg, saam met jou kan staan, saam met jou kan bid nie, gaan soek vir jou iemand. Vra vir die Here vir iemand wat deel is daarvan. Skakel in by geleenthede wat aangebied word. Dat jy kan sterker word, dat jy daai mense kan kry om saam met jou die pad te loop. Ons het nodig om saam met mekaar te wees, om sterker die pad verder te loop. En daarom, kom ons gaan soek en wees deel, en wees daar vir mekaar, om mekaar sterker te hou. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, dankie dat ons kan weet, dat U saam met ons is. En Vader, vanoggend kom bid ons, en ons vra dat U ons sal beskerm teen die bose. Beskerm ons teen die listige aanvalle van die duiwel, en Vader, gee dat ons saam sal staan, saam sal werk, mekaar sal ondersteun en bemoedig om sterk te bly in ons geloof. Vader, gee ons daai mense wat saam met ons hierdie pad kan loop. En Vader, as ons dink ons kan dit alleen doen, stuur nog steeds iemand om ons sterk te maak, om dit vir ons moontlik te maak om sterk in ons geloof te wees. Dankie dat ons saam met U die pad kan loop. Dankie dat ons nie alleen is nie. Dankie dat ons 'n groot groep geloofskare rondom ons het. Dat ons daarin kan weet dat ons sal volhard. Vader, wees met ons elkeen deur die loop van die dag. Seën en beskerm ons en maak ons sterk waar daar ook aanvalle is. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons op U vertrou as ons koning en ons verlosser. Amen.